Goeiemôre. Maar hier is nie klank nou nie. Goeiemôre. Klink dit beter? Ja. Assai. Baie welkom aan ieder en elk wat vanoggend deur hierdie kerkgebou se deure gestap het. Baie dankie ook vir die uitnodiging en dat ek die geleentheid het om vanoggend saam met julle deel te neem aan vanoggend se erediens. Ek wil ook net baie dankie sê vir my gesin wat hier is, die gesin waar ek 'n kind is en dan die gesin ook waar ek 'n ouer is, dat julle so vroeg vanoggend opgestaan het om saam met my hier te wees. Ek weet dit is baie nat. En dat die grondpaaie in hierdie omgewing kan ek my nou net indink, dis nie altyd so maklik om hier te wees nie. Nie net die grondpaaie nie, as ons kyk hoe lyk die toestand van die teerpaaie ook. En net soos goeiemôre en net soos ons geloofspad ook partykeer nie sonder konflik en uitdagings is nie. So ons gaan vanoggend bietjie indelf in hoe leef ons 'n volle getuienis in die Heilige Gees te midde van hierdie uitdagings. Kom ons bely eers hoekom ons almal hier vanoggend saam is en ons sing lied 164 vers 1 en 2. Ons kan opstaan. Is almal hier te saam, vergader in sy naam, verheerlik hom. Tot die dood was hy getrou, en daardeur is ons nou sy eiendom. Laat ons maak soos hy ons sê, mekaar steeds lief te hê en hom alles eer. Loof hom, Christus die Heer. Ons is almal hier te saam, verenig in sy naam, verheerlik hom. Maak ons hart en mond en hand, ons kragte en verstand die eiendom. Hou ons lewen deur die Gees, dat ons die lief kan hê en die bo alles eer. Jesus Christus die Heer. Dankie, julle kan sit. Nou ek hoor hier is vanoggend kinderkerk en die kinders kan uitgaan, maar voor die kinders uitgaan, wil ek weet of een van hulle weet wat hierdie foto is. Ja, dit is die maan, ja. Weet iemand wanneer hierdie foto geneem is? Wie weet van die Artemis 2 ruimtesending wat nou in April gebeur het? So in April is daar 4 ruimtereisigers met 'n sending na die maan toe. En hierdie foto is geneem van die maan af. En dis die aarde. Op 'n media-konferensie waar hulle met hierdie ruimtereisigers gesels, sê die een ruimtereisiger, Reed Wiseman, ek is nie nou seker nie. Hy is nie 'n godsdienstige mens nie. Maar, toe hy terugkom van hierdie ruimtesending af, na al die dokterstoetse en mediese ondersoeke, het hy gevra om met die kapelaan te praat. En toe die kapelaan instap in die vertrek en hy sien die kruis om die kapelaan se nek hang, toe snap iets in hom.
Hy sê daar is iets onverklaarbaar om te kan besef in hierdie groot ruimte van niks is hierdie klein bolletjie aarde. En om hierdie aarde om hierdie aarde te kon sien opkom. En met daai woorde wil ek net bely saam met Handelinge 17. Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is. Hy wat die Here is van die hemel en die aarde, woon nie in tempels wat met mensehande gemaak is nie. Dit is hy wat aan almal lewe en asem, ja, alles gee. Hy is nie ver van een van ons af nie. Deur hom leef ons, beweeg ons en bestaan ons. En daarom groet ek julle as die uitverkorenes van God. Vreemdelinge in die wêreld wat verspreid woon, maar ook vanoggend hier in Ficksburg. Soos God die Vader dit vooraf bestem het, het hy julle uitverkies en deur die Gees afgesonder om aan hom gehoorsaam te wees, besprinkel met die bloed van Jesus Christus. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees. Die kinders is nou welkom om op te staan en kinderkerk toe te gaan. Dan kan ons sit en ons kan lied 519 saam sing. Wees stil en weet, al 4 verse. Ons is op hierdie geloofspad, juis vanuit ons menslikheid uit, omdat ons sonde doen. Aan die hand van die teks uit 1 Petrus 2, nooi ek julle uit om saam met my ons sonde voor die Here te bely. Lê daarom alles wat sleg is, en alle bedrog en geveinsdheid en jaloesie en alle geskinder af,
en smag soos pasgebore babietjies na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan groei, met die oog op julle verlossing. Nou dat julle die goedheid van die Here gesmaak het, kom na hom toe, die lewende klip, wat wel deur mense afgekeur is, maar voor God uitverkore en vir hom kosbare is, en laat julle as lewende klippe opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God aanneemlik is. Ek vra julle as gemeente om deel te neem aan 'n skuldbelydenis uit Psalm 31. Lees asseblief hardop saam met my by die G vir gemeente. By U, Here, kom skuil ek met my sonde en skuld. Ek wil nie vir altyd beskaamd staan nie. Bevry my deur U regverdige optrede. U is my rotsvesting en my bergskuiling. Lei en begelei my ter wille van U naam. Laat my loskom uit die vangnet wat in die geheim vir my gespan word. U is my toevlug. En dan ontvang ons die vryspraak uit Johannes 14 uit. En Jesus wat vir hom sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. En uit dankbaarheid kom ons staan en sing loflied 190, verse 1, 2 en 3. Kom ons bid saam. Here God, ons bely U almag vanoggend. Ons erken 'n drie-enige God, 'n almagtige Vader, Jesus wat vir ons aan die kruis gesterf het en opgestaan het en opgevaar het na die hemel toe.
en die Heilige Gees wat vir ons uitgestort is. Here, ek kom bid vir elkeen wat vanoggend hier is. Maar ek kom bid ook vir elkeen wat vanoggend nie hier kan wees nie en wat ons nie weet wat op hulle spesifieke paaie is nie. Here, ons kom bely ons eie nietigheid en menslikheid en weet dat U die enigste skepper van lewe is en waardeur ons 'n voller lewe kan leef. Ek erken dat ons vanoggend in U huis is, Here, maar dat U teenwoordigheid nie beperk is tot 4 mure nie. Kom breek asseblief die skrif vanoggend vir ons oop. Seën die boodskap wat in ons elkeen se harte moet kom groei. Amen. Ons teksgedeelte vanoggend is Handelinge 5 vers 17 tot 32. As jy 'n Bybel het, is jy welkom om saam met my daarin te blaai. Ons weet Handelinge is geskryf nadat Jesus opgevaar het na die hemel toe en die Heilige Gees is uitgestort en hierdie disippels beywer hulle nou vir die uitbou van die vroeë kerk. Die opskrif is alreeds nogals dramaties om te sê die vervolging van die apostels. Ek lees vanaf vers 17. Die hoofpriesters en al sy ondersteuners wat aan die party van die Sadduseërs behoort het, is met afguns vervul en het besluit om in te gryp. Hulle het die apostels oop en bloot laat vang en in die tronk gestop. Maar 'n engel van die Here het in die nag die tronkdeure oopgemaak, die apostels uitgelei en vir hulle gesê: "Gaan staan in die tempel en verkondig aan die volk die volle boodskap van hierdie nuwe lewe." Hulle het gehoor gegee en die môre vroeg na die tempel toe gegaan en die mense geleer. Intussen het die hoofpriester en sy ondersteuners, die leiers van Israel, vir 'n volle vergadering van die Joodse raad bymekaar geroep en wagte na die tronk gestuur om die apostels te gaan haal. Maar toe die wagte daar kom, het hulle nie in die tronk gekry nie. Hulle het teruggekom en vertel: "Ons het die tronk behoorlik toegesluit gekry en die bewaarders op hulle pos voor die deure, maar toe ons oopmaak en ingaan, was daar niemand nie." Toe die bevelvoerder van die tempelwag en die priesterhoofde dit hoor, was hulle uit die veld geslaan en hulle het gewonder wat van die apostels geword het. Net toe kom daar iemand en sê vir hulle: "Weet julle, die mans vir wie julle in die tronk gesit het, staan daar in die tempel en leer die volk." Toe het die bevelvoerder en die wagte die apostels gaan haal, maar sonder geweld, omdat hulle bang was die volk steek hulle onder die klippe. Hulle het hulle voor die raad gebring en die hoofpriester sê toe vir hulle: "Het ons julle nie uitdruklik belet om die mense nie in hierdie naam te leer nie? En nou lê die hele Jerusalem vol van julle leer. Boonop wil julle ons ook nog verantwoordelik hou vir hierdie man se dood?" Petrus en die ander apostels het geantwoord: "'n Mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. Die God van ons voorvaders het Jesus uit die dood opgewek nadat julle hom vermoor het deur hom aan die kruis te hang. God het hom verhoog tot leidsman en verlosser aan sy regterhand, sodat hy Israel tot bekering kan bring en hulle ons sondes kan vergewe. En ons is getuies hiervan. Ons en die Heilige Gees wat deur God gegee is aan die wat aan hom gehoorsaam is." Ek voel amper, dis so treffende stuk. Ek weet nie of een Sondag genoeg is nie.
Die opskrif, die apostels word verhoor, en hierdie toneel los my met meer vrae eintlik as antwoorde. Die eerste vraag wat by my opkom, is wie? Wie speel in hierdie toneel af? Gewoonlik, as ek 'n storie kyk of 'n reeks kyk of die koerante lees, sit die skurke in die beskuldigde bank en die helde, die regverdiges, die geleerdes, sit op die regter se bank en besluit wat is reg en verkeerd. Wie het iets reg gedoen, wie het iets verkeerd gedoen. Maar hier in hierdie middel van hierdie toneel word die rolle omgedraai. So die Joodse raad, ons lees van die hoofpriester en die Sadduseërs en die familiehoofde, as die hele Joodse raad bymekaar kom, is dit ongeveer so 100 mense. Ek aanvaar in die kultuur van die tyd is dit die geleerde en die belangrike mense. En dan het ons in die beskuldigde bank 2 apostels, Petrus en Johannes, gewone vissermanne van beroep, wat hulle nou beywer saam met die krag van die Heilige Gees om getuies te wees. Getuies spesifiek, dat Jesus die verlosser is wat opgestaan het. Dis die naam waarteen die Joodse raad gerebelleer het. En dis ook nou nie die eerste keer wat Petrus en Johannes hulle self in hierdie penarie bevind nie. So is hulle dalk gewoonte misdadigers. 'n Vorige keer in Handelinge 4 vers 13 is die Joodse raad verbaas oor Petrus en Johannes se vrymoedigheid. Hulle was maar ongeleerde en eenvoudige mense. Hierdeur herken ek 'n sleutel, 'n leidraad, iets wat 'n voller getuienis in die Heilige Gees vir my kan oopsluit. 'n Sleutel tot die deur waar rolle en identiteit in die samelewing vertroebel word in hierdie nuwe waarheid. Die lyn van geleerdheid, status en rol word uitgevee. 'n Getuienis deur die Heilige Gees vra nie wat jy weet, wie jy is, wat jy doen nie. Dit vra dat jy 'n wêreldse identiteit prysgee as 'n gelowige, as 'n volger van Jesus Christus. Ons erken dat God en die Heilige Gees deur eenvoudige en ongeleerde mense werk. Soos ek en jy, maar ook soos baie mense daar buite. Mense wat 'n identiteit inruil vir 'n identiteit waar jy glo in 'n lewende Christus, ons verlosser. Nou bring dit my tot die volgende vraag. Ons hoor nou Petrus en Johannes het getuig, maar hoe beland hulle in hierdie penarie? Vroeër in Handelinge lees ons dat die Heilige Gees is uitgestort. Die apostels het begin verkondig en elke dag gaan hulle tempel toe om te gaan bid. Saam met die elke dag bid het hulle ook 'n nuwe beweging geskep waar hulle gesamentlik besit. Jy het gebring wat jy het om te eet en almal het saam geëet. Hulle het hulle besittings verkoop. Maar deel van hierdie elke dag tempel toe gaan, in Handelinge 3, het Petrus en Johannes 'n ontmoeting, 'n effense ongemaklike ontmoeting, as ek myself in daai situasie moet indink, met 'n verlamde man. Daar was 'n verlamde man wat van geboorte af verlam is, wat sy familie hom elke dag na die ingang van die tempel toe gebring het,
om te gaan bedel. Nou, as jy in Suid-Afrika bly, is bedelaars en karwagte en armoede, dis deel van ons elke dag se realiteit. En dit klink my, hier is daai stukkie swaar kry en armoede ook. Petrus en Johannes is op pad om te gaan bid. Dis hulle plan. Hulle loop verby die verlamde man en hy wil hulle iets vra. En wat doen Petrus en Johannes? Hulle kyk hom stip aan en die bedelaar kyk hoopvol terug. En Petrus sê ook vir hom, kyk vir my. En Petrus antwoord, geld het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou. En daar sê Petrus, in die naam van Jesus Christus, staan op en loop. Daai naam waarteen die Joodse autoriteit gerebelleer het. Daai naam wat hulle uiteindelik in die tronk laat beland het. Petrus en Johannes help die man op met sy regterhand. Hy begin saam met hulle loop en hy begin ook God prys. Uit die aard van die saak, verskoon my Engels, veroorsaak hierdie nou 'n redelike commotion. Julle kan julle nou net verbeel, daar's baie mense by die tempel en al die mense begin kyk en wonder wat gebeur. En daar begin Petrus sê, maar hoekom is julle nou so verbaas oor die God van ons voorvaders wat Jesus vir ons gegee het en hierdie man genees? So daar buite die tempel, hulle praat van die pilaargang, wat soos 'n stoep is van die tempel. Dis nie binne die tempel nie, maar dis buite die tempel. Begin Petrus toe nou weer getuig. Die tweede sleutel wat ek ontdek het uit die storie van Petrus en Johannes, is dat hulle skroom nie weg om 'n deur oop te sluit waar menslike pyn en swaar kry gesien word nie. 'n gees geïnspireerde ingang wat jy kyk na ander mense soos Jesus na mense kyk. Soos Jesus uiteindelik na my en jou kyk. Jesus sien ons soos ons is. Petrus kyk stip dan na daai man. Iemand wat anders is as hy, radikaal anders, tot 'n mate gebreek. En Petrus gee wat hy het, nie geld nie. Hy gee ook nie noodwendig wat die man van hom vra nie. Maar die Gees rus hom toe om te weet wat hy kan gee in daai oomblik. Nou ek sê nie dat dit wat Petrus gedoen het, dit is wat ons moet doen nie. Ons weet, dit is nie so eenvoudig nie. Maar ek wil tog 'n uitnodiging gee om te sê, kom ons sien raak ander mense se pyn en swaar kry deur die Gees. Ons is so geneig om net af te kyk en voor ons te kyk. En oogkontak soms te vermy met mense wat anders is as ons of wat vir ons ongemak veroorsaak. Maar hier het ons 'n uitnodiging om te sê, kyk, sien raak. Sien moontlikhede. Kyk stip. Omdat die Christus waarin ons glo, die Christus is wat meer lewensmoontlikhede inhou. Net soos die bedelaar daar gesit en bedel het vir klein stukkies almoes of oorskiete, kan ons ook die rolle omruil en onsself in daai skoene plaas waar ons
nie met vrymoedigheid wil ingaan by spasies en moontlikhede nie, maar soos bedelaars sit en bedel vir stukkies oorskiet van die lewe. En dan kyk Jesus ook stip na ons en hy sien ons raak en hy sien meer. Hy sien nie dit wat in ons gebreek is nie, maar dit wat die moontlikhede is. Jesus vra ook dat ons opkyk na hom. My derde vraag wat ek het. Wat maak Petrus en Johannes toe verder en hoe beland hulle in die tronk? So, verlamde man is genees, Petrus en Johannes begin vertel oor hierdie gebeure wat gebeur het. Groot commotion daar op die tempelgang. En die bevelvoerder van die tempelwag storm op hulle af. Want Petrus en Johannes word verbied om die naam van Jesus Christus te verkondig. Hulle word toe nou weer gebring voor die hoofpriester en die Sadduseërs en belet. Julle mag nou glad nie verder hierdie naam meer sê nie. Dis toe nou die derde keer al wat Petrus en Johannes gearresteer word. Want die hoofpriesters en sy ondersteuners is toe verskriklik jaloers. En wat gebeur na hierdie arrestasie? Hulle is in die tronk gegooi, hulle het uitgekom, ons sal nou daarop ingaan. Petrus en Johannes staan nie meer buite in die pilaargang nie. Nou staan hulle binne in die tempel. Nou dink, leer hulle nie wat, hoe gebeur dit dat hierdie twee mense nie van hulle pad of hulle plan verweer word nie. Petrus en Johannes hou nie opgetuig wanneer die pad moeilik raak nie, wanneer teenspoed hulle tref nie, wanneer daar weerstand is nie. Petrus antwoord nog steeds die Joodse raad en hou by die kern van die saak. Hulle glo in 'n opgestane Jesus. Petrus en Johannes soeg nie voor intimidasie nie. Hulle beantwoord ook nie geweld met geweld nie. Ek vermoed, as ek na Petrus en Johannes luister, dat ons genooi word om anders te kyk na teenspoed en weerstand en uiterlike omstandighede wat op ons pad is. 'n gees-geïnspireerde getuienis maak 'n deur oop, waar jy sien dat weerstand en ongemak met vrymoedigheid genavigeer kan word. Nie noodwendig met blydskap nie. Ons kyk deur die bril wat Christus vir ons gee. Ons sien die merkers van genade, liefde en hoop in ons lewe. En genade, hoop en liefde is nie noodwendig vooruitgang, voorspoed, sukses en geluk nie. Dit kan ook wees, maar dit is nie te sê dat dit is nie. Dis hierdie genade en hoop en liefde waaraan ons kan bly vashou as die lewe rof raak. Voorspoed of geluk of teenspoed bepaal nie die Heilige Gees se werking en jou getuienis nie. Nou kom my laaste leidraad, my laaste vraag wat ek gevra het. Hoe is Petrus en Johannes vrygelaat? En wat gebeur daarna? Ons lees in Handelinge, hulle sê,
Die bewaarders is voor die tronksel gesit en die deure was behoorlik toegesluit. En 'n engel kom maak die tronkdeur oop. Die engel maak nie net die tronkdeur oop nie, maar hy kom met 'n boodskap. 'n Boodskap van nou moet jy nie meer buite op die tempelgang gaan getuig nie, maar in die tempel. Nogals 'n radikale boodskap vir as jy nou reeds geïntimideer en toegesluit is. As ek myself in daai skoene moet sit, ek weet nie wat ek sou doen nie. Ek twyfel of ek met soveel vrymoedigheid en oortuiging soos Petrus en Johannes sou kon optree nadat jy herhaaldelik hierdie teenspoed beleef het. Petrus probeer nie, ons lees nie dat hy probeer regverdig of verduidelik wat hy doen omdat hy so oulik is nie. Hy weet, dit gaan nie oor hom nie. Dit gaan nie oor sy eer nie. In vers 29 antwoord hy: 'n mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. God het hom verhoog, Jesus, tot leidsman en verlosser aan sy regterhand, sodat hy Israel tot bekering kan bring en hulle sondes kan vergewe. En ons is getuies hiervan. Ons en die Heilige Gees wat deur God gegee is, aan die wat aan hom gehoorsaam is. En tot nou het ons uit hierdie stuk, het dit vir my duidelik geword, die Heilige Gees is saam met ons getuies deur ons kry 'n nuwe rol en identiteit in die samelewing. Omdat die Heilige Gees hom nie steur aan status, grade, kwalifikasies, inkomste, rolle. Ons het 'n verskeidenheid etikette waarmee ons partykeer in die lewe beweeg. Het jy geslaag of gedryf? Is jy geskei of getroud? Is jy arm of is jy ryk? Is jy sober of is jy 'n alkoholist? Het jy depressie of is jy gesond? En die Heilige Gees kom sê, ek steur my nie wie as getuies optree te midde van hierdie mensgemaakte labels en rolle nie. Die tweede een sê, jy maak 'n deur oop waar jy regtig pyn raak sien van ander mense. Jy fiks dit nie noodwendig nie, maar jy sien dit en jy reageer daarop. Die derde deur sê dat die merkers van voorspoed in die lewe is nie dieselfde vir gelowiges nie. Voorspoed, sukses is verganklik. Genade, liefde, hoop is ewig. En dis waaraan ons kan vashou in God se koninkryk. Ons kom nou by die laaste deur wat 'n geesvervulde getuienis vir ons kan oopmaak. Ek lees net weer Petrus se antwoord. En ons is getuies hiervan. Ons en die Heilige Gees wat deur God gegee is, aan die wat aan hom gehoorsaam is. En ek besef net weer die kragtigheid in hierdie woorde, om 2000 jaar later hier te staan en te sê, ons vandag is ook steeds getuies van God se almag, sy liefde, van 'n Jesus wat vir ons gekruisig is en opgestaan het. En ons word genooi om hierdie getuienis te leef. Johannes 14 vers 6 het ek ook vroeër in die diens as die antwoord op ons skuldbelydenis gebruik om te sê, niemand
kom deur my. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Die oopmaak van die deur van 'n verhouding met God en 'n getuienis in die Heilige Gees word slegs oopgeswaai deur 'n verhouding en geloof in Jesus Christus. En dis as jy die sleutel in hierdie deur indruk en hom oopmaak, wat 'n veelvoud van deure, van moontlikhede en lewe vir jou oopgemaak word. Die tronkdeure vir Petrus en Johannes gaan oop. En ons weet ook dat die graf oop is en Christus leef. Ons weet ook dat die deure vir ons eie vrees vir seer kry, ongemak, 'n verganklike identiteit of wêreldse voorspoed oopgemaak kan word en ons anders daaroor kan dink. Die werk van 'n lewende Christus word nie toegemaak in 'n tronksel nie. Nie in 'n fisiese tronksel nie. Nie in 'n tronksel wat ons vir onsself in ons eie kop gebou het nie. Nie in die 4 mure van 'n gebou nie. 'n Lewende Christus word nie beperk deur die rolle van die samelewing nie. Deur die swaar kry en teenspoed in die lewe nie. Dit word nie van stapel gestuur deur die wêreldse pyn nie. God leef te midde daarvan. Hy leef by gedeelde maaltye, ontmoetings binne die kerkgebou, maar ook buite die kerkgebou. Ontmoetings met verlamdes wat ons ongemaklik maak. Ontmoetings met ons eie gebreekheid wat ons ongemaklik maak. Hy leef in die beskuldigde bank. Hy maak die tronkdeure van ons lewens oop vir 'n voller nuwe lewe. Die apostels vertel dit nie net nie. Hulle leef dit. Hulle getuienis is 'n lewende getuienis. In verhouding met Christus en deur die Heilige Gees. Sluit dit 'n getuienis van die volle boodskap van hierdie nuwe lewe oop. Mag ek en jy deur die werking van die Heilige Gees vanoggend ontdek wat dit beteken om 'n voller getuienis van die nuwe lewe te hê. Kom ons bid saam. Here God, baie dankie dat U nie beperk word tot ons verstaan van die lewe nie. Dat U baie meer is, baie meer kan doen en baie meer doen as wat die ingeperktheid van ons eie verstaan kan besef. Help ons asseblief om dit met vrymoedigheid te kan glo. Maar nie net te kan glo en vertel nie, maar ook te kan leef. Binne die plekke waar ons binne 4 mure beweeg, binne die kerkgebou, binne ons huise, binne ons skole, binne ons werksruimtes, Here, maar ook na buite, dat ons weet, U is ook 'n God vir die wêreld, vir die nasies. Here, ek wil vanoggend spesifiek kom bid vir daar waar ons voel dat ons menslike etikette en labels of dit goed gaan of sleg gaan met ons en of dit swaar gaan en dinge moeilik is, ons partykeer kan onderkry.
Dat ons kan weet, die Heilige Gees help ons om te roep om te getuig te midde daarvan. Dis nie die een of die ander nie. Dit is u leef binne, tydens en orals. Here, ek wil ook kom bid vir elkeen wat vanoggend hier is en hier is nie, en lede van die gemeente wat siek is, met wie dit sleg gaan, dat u die tronkdeure vir hulle ook sal oopswaai. Dat hulle 'n nuwe lewe kan ontdek op die manier waarop u dit bedoel. Ek vra dat u ons sal gebruik in ons nietigheid daar waar ons is. Ek vra dit alles in u naam alleen. Amen. Ons gee nou geleentheid vir die dankoffers. Kom ons staan, dan sing ons lied 530, die eerste en die tweede en die derde vers. Is my
mag die woorde wat Jesus vir Petrus gesê het, ook vandag vir ons waar en tot seën wees. Gelukkig is ons, geseënd is ons, omdat dit deur ons Vader in die hemel geopenbaar is. Mag ons Christus se kerk verder aanbou op 'n rots wat nie deur die doderyk sal oorweldig word nie. Mag ons die sleutels ontvang sodat dit wat op die aarde oop en toegesluit word, in die hemel ook oop en toegesluit bly. Mag ons saam met die Heilige Gees by deure inbeweeg en uitbeweeg om 'n getuienis te wees van 'n nuwe lewe in Christus. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Laat dit so wees, Here.